Hartlik welkom by hierdie studie oor die Dordtse leerreëls. 'n Baie ou belydenisskrif en ek dink 'n baie besondere belydenisskrif, maar een van ons belydenisskrifte wat die minste bestudeer word. Miskien omdat dit maar moeilike sake is wat daar hanteer word. Maar 'n troostvolle boodskap as ons regtig verstaan wat daarin geskrywe is. En dit is my gebed dat jy regtig geestelik versterk mag word en getroos mag wees as jy die inhoud van hierdie kosbare belydenisskrif weer opnuut verstaan wat dit regtig beteken. Nou, om die Dordtse leerreëls te verstaan, moet ons weet wie die remonstrante was. Die remonstrante is nou die mense wat in hierdie belydenisskrif aangespreek was. Wie is of was hulle? Wat glo hulle? En dan natuurlik die vraag, hoe raak dit my geloof? As hulle dan so lank gelede gelewe het dit enigstens vir my is dit vir my belangrik om te weet wie hulle is. En dis belangrik, dis waarom ek geskryf het, wie is hulle? Want hulle is vandag nog steeds 'n baie belangrike rol binne die protestantse kerk. Dis 'n protestantse beweging. So dis nie ver van ons af nie, is naby aan ons, maar ons moet weet wat hulle leer. Om nou 'n bietjie agter te kom wie hulle is. Waar kom die remonstrante vandaan? In die begin 17de eeu was daar 'n man met die naam Jacobus Arminius. En dit is hy wat hierdie beweging op 'n manier begin het deur middel van sy leerstellinge, en sy navolgers het dit wat hy geleer het verder geneem, en daarom word dit ook baie keer genoem die Arminianisme. Hulle was die navolgers van Arminius. En dit wat hulle geleer het is by die synode van Dordrecht in 1618 en 1619 aangespreek en weerlê. Die kernsaak is die verskil met Johannes Calvin se Bybelse leer van die uitverkiesing. In die tyd van die Reformatie, die Bybelse leer van wat is die uitverkiesing, baie sterk deurgekom in die Reformatie ook deur middel van dit wat Calvin geleer het, en dan Arminius wat daarmee verskil het. En dit is dan die remonstransie genoem. Die Dordtse leerreëls dan is die Bybelse antwoord op die remonstrante se dwalinge. So julle kan sien, dit raak die saak van die uitverkiesing, 'n moeilike saak, maar die belydenisskrif gee dit op 'n baie kosbare manier weer. Die Dordtse leerreëls is die Bybelse antwoord op die remonstrante se dwalinge. Ek wil graag julle aandag vra vir hierdie prentjie, want dit is 'n prentjie waarmee iemand probeer om net te verduidelik waaroor het dit gegaan, en ek dink waaroor gaan dit vandag nog steeds. Kyk, hier in die middel van die prentjie is daar die beeld van 'n weegskaal. Jy kan die weegskaal sien, en hierdie weegskaal is so 'n bietjie ongelyk, né? Die heel eerste fokus van hierdie weegskaal is dan gefokus op hierdie wat in die lig staan, is 'n boek, maar met 'n klomp papiere bo-op. En dit is die menslike gedagtes waar die mens in die middelpunt staan rondom die hele saak van uitverkiesing. Uitverkiesing met die mens in die middelpunt. En die tweede een is hierdie boek wat verwys na die Bybelse standpunt waar God in die middelpunt staan as dit kom by die saak van uitverkiesing. En dis eintlik waaroor dit gaan. Wie is in beheer van die uitverkiesing? Wie is in beheer van jou verlossing? Is die mens self op 'n manier in beheer, of is God in beheer daarvan? Daaroor gaan ons nou nog baie leer. Alles kom weer terug na wat leer die Bybel ons oor die uitverkiesing, en dit word saamgevat in die 5 solas van die Reformatie. Sola beteken alleen, genade alleen, sola gratia, genade alleen, sola fide, alleen geloof, geloof alleen, solus Christus, Christus alleen, solo Deo gloria, die eer van God alleen, sola scriptura, die woord van die Here
alleen. Dis die sogenaamde 5 solas. Ons gaan nog daarby uitkom. Die hele saak van die leer waarmee ons gaan werk, word ook genoem tulip. As jy dink aan die blond tulp, in Engels tulip, wat is dit eerste? Total depravity. Totale verlorenheid. Unconditional election. Verkiesing sonder voorbehoud, sonder enige voorbehoud. Limited atonement, beperkte verlossing. Irresistible grace, genade wat nie gekeer kan word nie, onweerstaanbare genade. En dan die volharding van die heiliges, die perseverance of the saints. So stop so 'n bietjie, kyk hierna. Dit is 'n baie kosbare samevatting van wat ons gaan leer. Totale verlorenheid, onvoorwaardelike verkiesing, beperkte verlossing, onweerstaanbare genade en dan ook die volharding van die heiliges. Ons gaan daarby uitkom. Daar's 'n nuwe weergawe van tulip en nou kan jy sien dit gaan oor bacon. Weer eens die 5 punte, bad people, vergelyk dit nou met die vorige ene. Bad people, already elected, completely atoned for, overwhelmingly called, never falling away. Jy kan dit nou met mekaar gaan vergelyk. En dit is nou maar net 'n eie tydse siening van die ou tulip word nou die nuwe tulip. Hoekom is dit belangrik om hierna te kyk? Want die remonstrante is vandag nog steeds aktief. Daar's ongeveer 40 gemeentes gewees in 2016 in die Nederlande. En die remonstrante, hierdie is nou hulle logo, en kyk wat staan daar. Geloof begin by jou. En dis nog steeds die belangrike. Jy is in die middelpunt. Geloof gaan oor jou en dit wat jy doen en dit wat jy graag wil doen. En dit maak dit relevant vir die tyd waarin ons lewe. Ietsie wat ek van hulle webblad afgehaal het, is die volgende. Die manier waarop hulle ook probeer om dan mense nader te trek. Ek gaan dit vir julle lees in Afrikaans, hier aan die linkerkant. My God doen niks aan dogmas nie. Waarmee is ons waarop is ons baie sterk gefokus as gereformeerdes op leerstellings en belydenisskrifte. Want dit bring God in die middelpunt. En hier word gesê, my God doen nie veel aan dogmas nie. God wil nie ons lewe in 'n tyd wat mense nie dogmas wil hoor nie. My God kyk nie op my neer. Die Here kyk nie op my neer nie. Ek dink dit het te maak met die hele ding van ek dink aan wat een van die psalms vir ons sê, God kyk uit die hoogte, is daar iemand regverdig, daar selfs nie een nie. Nee, die mens wil dit nie sien nie. Eintlik is die mens heel alright en die Here kyk nie op hom neer nie. Myn God is een super optimis. Gedagte van dat die Here na die mens kyk en hy sien potensiaal in die mens. En dis hoekom hy iemand uitverkies, as hy potensiaal sien in jou. Want is eintlik jy wat alright is en hy kies jou dan uit. Jy staan in die middelpunt. So hierdie twee hang saam met mekaar. Myn God dwingt my tot niets. Die Here dwing my nie tot iets nie. Wat is bekering? Is bekering iets wat die mens self oor besluit? Myn God troud ook homos. Hier kom nou 'n baie belangrike saak ook, al hoe meer relevant na vore, as die mense in die middelpunt is, die mense gedagtes, die mense begeertes, wat die mens wil, nie wat God wil nie. Wat is bekering dan? Myn God laat myself denk, my God laat myself dink, my gedagtes, hy laat myself besluit, van die mens staan in die middelpunt. Sien, geloof begin by jou. En dis maar die manier waarop hulle self ook bemark, sendingwerk doen. Word vriend op remonstranten.org. Julle kan 'n bietjie gaan kyk daarna, wat word daar gesê. Maar ek dink 'n belangrike, julle dit al seker so baie gehoor, my beste besluit ooit was om my hart vir die Here te gee, die besluit. As ons dink oor uitverkiesing. Is dit God wat besluit? Is dit die mens wat besluit? My beste besluit
was om my hart vir die Here te gee. Nou kan julle dink, dis nie meer ver in die 18, 16, 19s nie. Dit is ook vandag relevant met die belangrike vraag, wie is in beheer van jou verlossing? Dink jy dis 'n belangrike vraag? Verseker is dit 'n belangrike vraag. Dis 'n belangrike vraag waarin ons vir onsself moet duidelikheid kry. Is die Here in beheer van wat met my gebeur in my verlossing of is ek in beheer? Wat ek wil vir julle sê, as ek in beheer is daar groot moeilikheid. En die belangrike is nou, wie is in beheer? As jy dit wil weet, is jy op die regte plek. Ons gaan die Dordtse leerreëls bestudeer. Baie welkom. En sterkte vir die pad wat voor lê.